sien jy as jy na hierdie gesig in hierdie raam kyk? 'n dominee, 'n pa, 'n man, 'n vriend, 'n handsome ou, iemand waarvan jy baie hou, wat jou laat lag en jou goed laat voel, of dalk iemand waarvan jy glad nie hou nie. Iemand wat jou kwaad maak, iemand wat jou hartseer maak, iemand wat heeltemal te lank en te veel praat. Die punt is, dat agter hierdie raampie, is daar 'n persoon, wat veel groter is, as die raam waarna jy kyk. Hier is iemand agter hierdie raam, wat ook lekker kan lag vir grappies. Hier is iemand agter hierdie raam, wat ook maar bang is. Hier is iemand agter hierdie raam, wat ook onseker is, oor die toekoms en oor sy gesin. Persoon wat net soos jy ook soms swaar dra aan die raampie wat hy moet vashou in hierdie lewe. Want tog het ons elkeen 'n raam, nee. Ons elkeen word in hierdie tyd ook gedwing om nog meer 'n raampie te dra. Want alles raak virtueel. Alles raak op sosiale media, en dat, ja, dis alles hierdie raampies. Op skermpies, agter maskers. Daar's virtuele marathonne waaraan ons deelneem. Daar's virtuele feeste wat ons bywoon, virtuele konserte wat ons kyk op Facebook en op Instagram. En is wonderlik, is great. Selfs as ons na mekaar se raampies kyk, is dit wonderlik. Die lewe lyk so goed, die lewe lyk so lekker. Maar daar is selfs virtuele preke dat ons in die gemak van ons huis agter 'n raampie kan kyk. Maar tog is ons nie gemaak vir raampies nie. Tog is ons nie gemaak vir die virtuele nie. Ons is gemaak vir die reële, vir die reël egtheid van hierdie lewe. Ja, dit lyk soms lekker om 'n dominee se lewe te hê agter 'n raampie, binne 'n skermpie. Dit lyk soms lekker om na die foto's te kyk, nee, op ons Facebook en ons Instagrams en te sien in mekaar se lewens hoe wonderlik dit is. Maar ons mis mekaar. Ons mis die koneksies met mekaar. 'n like op 'n Facebook of op 'n Instagram is nie daai koneksie wat ek en jy as mens so nodig het nie. Dis teen ons grein om agter die raampies te leef. Dis teen ons grein om ver van mekaar af net mekaar te sien. En ja, ons sien mekaar nog steeds agter die maskertjies, ons sien mekaar nog steeds agter die raampies, maar dis teen ons wese, julle. As mense is ons gemaak om dieper te kyk. As mense het ons nodig om te weet, mense sien ook raak dat jy 'n persoon agter hierdie ou raampie is. Dat jy nie net in die raampie vaskyk. In Markus 2 kry ons die ongelooflike storie, en dis 'n ware verhaal van 'n verlamde man. En die verlamde man het ook 'n raampie gehad. As verlamde het hy 'n raampie gedra wat in sy wêreld, in sy tyd, 'n baie swaar raam was. Boonbehalwe dat hy verlam was, het mense ook hom een kant toe geskuif. Mense het in daai tyd gedink, as jy verlam of gebreklik was op 'n manier, dat jy gestraf is. Dat jy so iets verkeerds in jou lewe gedoen het, dat God jou gestraf het, dat jy so groot sonde gehad het. En as dit nie jou eie sonde was nie, was dit jou ouers se sonde geweest, wat gemaak het dat jy eintlik 'n vervloekte was. Dit was die raampie, waar die mense na hierdie man gekyk het. Maar hierdie man was ook anderster. Sy raampie het ook anderster gelyk, want hy het 4 vriende gehad. Hoekom is dit anders? Almal het tog 'n vriend. Ja, maar mense in daai tyd, verlamde mense wat vervloek was, mense wat een kant geskuif is, het nie vriende gehad wat normaal was nie. Jy het vriende gehad wat soos jy was. Maar hierdie man, in sy raampie, het 4 vriende gehad, wat vir hom omgegee. Soveel so dat op 'n dag toe Jesus in hulle dorpie gekom het, het hulle
het hulle hierdie man se raampie gevat, hierdie verlamde gevat, en op sy draagbaar gedra. Ons kan sê op sy raampie gedra, tot by Jesus. Toe hulle by Jesus kom, was die huis waarin Jesus was, so vol, hulle kon nie tot by Jesus kom. Maar hulle het 'n plan gemaak, hulle het op die dak geklim en die dak gebreek. Ja, jy het gehoor, 'n ander ou se dak gebreek, om hulle vriend met sy stikkende ou raampie, met sy swaar raampie, tot by Jesus te kry. Nou ek vertel my net dat dit sommer net nie guts gevat het nie. Omdat die paaie in daai tyd was maar moeilike paaie geweest. Al was klomp klippe, dit was nie mooi gelyk paaie geweest nie. En om 'n swaar ou op 'n draagbaar te dra was verseker nie maklik. Om hom nog meer op 'n huis se dak te dra. Nou gelukkig was dit alles platdakhuise en was daar trappies geweest, maar nog steeds om daai ou daar op te kry was moeilik geweest. En dan nog om die dak te breek. Om die guts te hê om die dak van 'n vreemde ou se huis te breek. Net om jou vriend tot by Jesus te kry. Hoekom? Want die 4 vriende het verby die raampie gekyk. Hulle het hulle vriend raak gesien. Hulle het die swaar en die seer van daai vriend raak gesien. Die hoop om eendag te kon loop. Die droom om saam met sy 4 vriende te kon draf en te kon hardloop, te kon speel, te kon lag. Hulle het verby die raam gekyk. En dan gebeur daar 'n wonderlike ding. As hulle maat so afsak tot by Jesus, dan lees ons daar in Markus 2 dat Jesus kyk en hy sien hulle geloof raak. Wie is die hulle? Dis die vriende. Die vriende se geloof dat Jesus iets sal doen. Dat Jesus ook verby die raampie sal kyk. En die persoon agter die raam sal raak sien. Daar staan in vers 5, toe Jesus hulle geloof sien, het hy na die man toe gedraai en gesê, vriend, jou sondes is vergewe. Dit klink vir ons 'n snaakse sinnetjie, nee. Hoekom vergewe Jesus hierdie man se sonde? Hoekom sê hy nie vir hom staan op en loop nie? Nou vir die mense wat in die skare in daai tyd, vir die skrifgeleerdes en die fariseërs was dit ook 'n snaakse ding gewees. Sien, Jesus wil op 'n manier vir die ou sê, weet jy, ek kyk nie vas in die raampie nie. Ek sien deur jou. Ek sien dat jy swaar dra. Ek sien dat jy dalk 'n skuldgevoel het oor jy voel jy verdien hierdie verlamdheid. Daar's iets in jou lewe wat gebeur het, daar's iets in jou ouers se lewe wat gebeur het, wat mense sê jy's 'n vervloekte en jy dra swaar in hierdie raam. Jy dra swaar in hierdie ding wat vir jou laat voel, dis net dit, dis wie ek is, dis wat mense sien. Waarom gaan ek vir jou sê, jy's vry. Jy's vry van hierdie raam. Nou die fariseërs in die kerk, mense kon dit nie verstaan nie. Kon nie verstaan dat Jesus verby die raam kon kyk nie, want hulle het net vasgekyk in dit. Maar dan sê Jesus vir hulle, okay, goed, net om julle te wys dat ek, as die seun van God, verby mense se rame kan kyk, gaan ek vir hom gesond maak ook. En Jesus sê vir hom, staan op, vat jou goed en loop. En weet julle dit gebeur? Die ou staan op en hy loop. En hy het dalk 'n nuwe masker of 'n nuwe raam gekry. Maar die ou raam, die raam waar hy so vasgehou het stikkend op die grond gelê. En hy het geweet, hy is meer as net hierdie raam. Ja, daar's iemand agter hierdie raam wat kan beweeg. Jy sien dalk net 'n stukkie, dalk hierdie stukkie, of dalk daai stukkie, maar agter hierdie raam is daar iemand. En hy het dit geweet. En hy het geweet dat Jesus dit raak sien. Dat God ook so sy pelle kyk, nog meer as sy pelle kyk. En die persoon die binnekant hierdie raam raak sien. Nie net hier binnekant, nie ook hier binnekant. Nou julle, elkeen van ons het 'n raam waarin ons dra. Dalk is joune 'n lekker raam. Dalk is dit ook maar vir jou 'n swaar raam soos hierdie verlamde man. Maar ek dink Markus wil vandag vir ons uitdaag om soos hierdie 4 vriende na mekaar te kyk en verby die rame te kyk wat ons het, wat ons opbou vir die wêreld. Verby die rame te kyk wat die wêreld dalk vir ons gee, nê? Dat ons mekaar sal raak sien. Ons groet mekaar baie keer in Xhosa en in Zulu hier in ons land met die woord sawubona.
Wat beteken, ek sien jou? Is dit nie mooi nie? Is nie mooi om te sê, maar weet jy, ek sien jou. En ja, soms doen ons dit oppervlakkig, soms sê ons, ja, ek sien jou gesig hier in die raam. Maar Markus daag ons uit vandag om soos hierdie 4 vriende te sê, ek sien jou, ook agter die raam. En ja, dalk sit en dink jy nou, maar die dominee praat nou weer dat ek die wêreld om my moet raak sien. Ja, op 'n manier is dit, want dit is ons 2020 visie, nie dat ons die wêreld moet raak sien, mekaar moet raak sien. Maar hierdie storie het nie gegaan oor die wêreld nie, dit was 4 vriende wat hulle vriend raak gesien het. En dis waarmee Markus vir jou en my uitdaag vandag. Om by ons huis en ons vriende te begin en mekaar daar weer raak te sien. Deur die raampies te breek wat ons dalk self vir mekaar bou en vir mekaar gee. En te sê, ek sien ook die persoon agter jou raak. Ek sien 'n persoon raak wat daar tot by Jesus moet kom met hulle bekommernis. Kom, ek gaan jou dra tot daar. Ek kan jou nie self gesond maak nie, maar Jesus kan. Ek kan jou in my gebede dra tot by die God wat jou bekommernis wegvat. Ek kan daar wees, ook agter die raam, saam met jou in hierdie moeilike tyd waardeur jy gaan. Kom ons vat ons 2020 visie en ons sien mekaar raak. Net oppervlakkig. Net virtueel, nie maar reël. Eg. Kom ons dra mekaar soos die 4 vriende tot by Jesus. Amen.